Goeiemôre vriende, dit is vandag die 15de Augustus 2025 en ons is besig om te gesels oor Dawid en ons gaan vandag na die tweede gedeelte kyk en as ons kyk na Dawid sal ons sien dat Dawid se verhaal begin waar hy 'n herder van skape is en later van daar 'n baie interessante ding plaas, so kom ons kyk 'n bietjie. Ek het verlede keer vir julle gesê dat in Bethlehem in Judea was daar 'n baie gerespekteerde Jood wat sy naam Isai was en hy het 8 baie slim en talentvolle seuns gehad waarvan Dawid dan nou die jongste was. Nou ja, Dawid was 'n baie beskeie jong man en hy het sy vader se skaapkudde opgepas as 'n herder. Sy broers het al die ander werke gedoen en hy het die nederigste van al die werke gedoen om die skape op te pas. Nou soos ek julle gesê, Dawid was die jongste van 8 seuns. Dawid het 7 broers en ten minste 2 susters gehad en een van sy broers is waarskynlik vroeg oorlede voordat hy kinders gehad het, want in Kronieke lys hulle een broer minder. Nou anders as sy ouer broers wat aan meer belangrike take blootgestel was, het Dawid die skape opgepas. Maar hy het nie hierdie eenvoudige taak op 'n lelike manier benader of 'n slegte houding teenoor dit gehad. Hy het met soveel toewyding gedoen. Hy het hierdie kudde met soveel toewyding versorg, dat God dit gesien het, en dat God sy hart raak gesien het, en dat God besluit het, om aan te stel as 'n herder, oor die hele Joodse volk. Wat 'n geweldige ding was dit nie vir Dawid nie. In sy hart het hy hierdie vurige liefde vir God gehad, wat ons oral van lees in die woord, en sy hart het gebrand vir sy volk, en daarom sien ons dat hy gee uitdrukking aan hierdie geweldige passie in die psalms, waar hy dan nou liedere gekomponeer het, en dit dan op sy harp of sy lier gespeel het, en ons kan vandag dit nog lees in die psalms. Nou soos ek vir julle sê, hy het hierdie kudde met groot deernis opgepas, maar hy was ook sterk en braaf. Hy was nie 'n klein seentjie soos wat ons in die kinderbybel lees nie. Ons sien dat hy groot was. Die Bybel sê vir my dat Saul het kop en skouers oor die res van die volk uitgestaan. En as ons later kom by Goliat, dan sê hulle sien dat Saul offer aan Dawid sy wapenrusting. En Dawid kan dit aantrek, dit is nie te groot vir hom nie. Dawid sê net nee, hy is nie gewoond aan die klere nie en hy kan nie daarmee veg nie. So Dawid was self 'n groot man gewees. En hy was glad nie bang vir wilde diere of vir mense nie. Ons lees dat hy 'n beer en 'n leeu met sy kaal hande vermoor het, toe sy kudde in gedrang gekom het, net om hierdie kudde veilig te hou. Hy het soveel gedoen, soos ek vir julle gesê het, met soveel deernis en met soveel trou, het hy hierdie lammers versorg, dat God hom goed genoeg geag het, om sy lammers, die Joodse volk, in sy bekwame sorg te laat. Wat 'n geweldige aanstelling deur God. As ons gaan lees in Matteus 25 vers 21, dan sê die 53 Afrikaanse vertaling vir ons, en sy Heer sê, volmooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En dit is wat met Dawid gebeur het. Dawid, die nederige Dawid, het was oor weinig getrou. Hy het hierdie klein kuddetjie opgepas, en God stel hom aan om dieselfde werk te doen vir hom, om die herder van die Joodse volk te word. Nou ons sien dat Samuel die een was wat vir Dawid kom salf het. En Samuel was 'n mens soos ek en jy met dieselfde menslike swakhede, en hy was ook feilbaar. So, alhoewel Samuel 'n profeet was hy ook 'n mens soos ek en jy. Hy het nie bonatuurlike vermoëns gehad nie. En tog plaas God hierdie geweldige verantwoordelikheid op sy skouers, om die volgende koning van Israel te gaan salf. Nou wil ek jou vra om net 'n oomblik stil te staan en te dink, wat sou gebeur het, as Samuel die verkeerde koning gesalf het? So dit was baie belangrik dat Samuel die regte man moes salf, en op hierdie stadium het Samuel nou al geweet, dat God sy gees onttrek het van Saul, en dat 'n bose gees besit geneem het van Saul. En daarom was dit baie belangrik dat Samuel moes reg hoor, en die regte man moes salf. En daardie tyd was daar nie internet nie, en daar was nie search, psigometriese toetsing goed nie, hy moes alleenlik staan maak op die woord van God, wat vir hom sê, wie moes hy salf. En ons
ons sien dat toe Dawid, toe Samuel nou gekom het op vir Dawid te salf, het die oudere broers eers gekom. En hulle het so een vir een voor Samuel verbygeloop en elke keer het Samuel gesê, nee, dis nie die regte ene nie. Nou, 'n baie interessante ding wat ek opgetel het in die Joodse geskrifte, is dat die rabbies beweer dat Samuel het met sy salfhoring gegaan, met salf in, met olie in, om dan nou die koning te salf. En toe hy toe voor hierdie oudste broer van Dawid kom staan, toe het die olie skielik weggeraak in die salfhoring, asof God hom nie die kans gegee het om die verkeerde een te salf nie. En toe hy die tweede broer wil salf, toe staan steeds nie olie in die salfhoring nie. Maar toe hy by Dawid kom, het die salfolie skielik verskyn binne in die horing. So God voorsien self hierdie olie, waarmee Dawid gesalf moet word. En God laat geen kans oor vir 'n verkeerde koning om gesalf te word nie. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Ek was so opgewonde toe ek dit raak sien en ek dink, "Sjoe, hier kom God en hy is so aktief betrokke by die salwing van Dawid, dat hy die olie voorsien waarmee Dawid dan nou gesalf moet word." En ons sien dat nadat Samuel dan nou vir Dawid gesalf het hy teruggegaan na sy huis toe en het hulle agtergelaat. En wat se effek het hierdie salwing dan nou op Dawid gehad? Dink vir 'n oomblik, as jy nou van die land afkom, jy het nou die skape opgepas, en hier kom hierdie man van God, en hy kom salf jou as die volgende koning oor Israel. Wat 'n effek het dit op Dawid gehad? Ons sien, hy het nie trots geword nie. Hy het nie onmiddellik vir hom koninklike klere gaan koop, en na die koning toe gegaan en gesê, luister, ek is gesalf as die volgende koning nie. Nee, hy het teruggegaan na sy skape toe, asof niks verander het nie. Hy het gesê, as God my geroep het, as die volgende koning, sal God my aanstel, as die volgende koning. Ek hoef uit myself uit niks te doen nie. En so gaan Dawid in sy eie nederigheid terug na sy skape toe, en hy gaan pas sy skape op, al weet hy in sy hart of hearts, dat hy gesalf is deur Samuel, as die volgende koning van Israel. Ons lees verder dat die gees van God met Dawid was van daardie oomblik af, en ons sien dat sy gebede en sy psalms en sy musiek, alles geïnspireer deur 'n verhouding met God, het oor die heels van Juda gereis en versprei. Mense het gehoor hoe sing Dawid, en mense het gehoor hoe aanbid Dawid vir God. En ons kan in die psalms, hierdie wonderlike psalms gaan lees, wat hy dan nou geskryf het. En weet julle, as 'n bedroefde persoon hartseer was, en hulle luister na die musiek van Dawid, dan was hulle vol vreugde, en die neerslagtiges het weer moed gekry, en wat hoop verloor het hulle geloof herwin, en almal het gesê, luister, dit is Dawid die seun van Isai wat sing. Nou hierdie storie dat Dawid so pragtig gesing het so geesvervuld God aanbid het oor die hele Judea getrek. Die mense het daarvan geweet. En toe eventueel, toe koning Saul dan nou in 'n depressie en 'n wanhoop verval het een van die mense gesê, maar ons weet van Dawid. En die storie het lankal versprei dat Dawid hierdie geïnspireerde gebede en psalms gesing het, en dat hy lieflik gespeel het op sy dier, of dan op sy hart. En toe het hulle toe nou vir koning Saul gesê, maar daar is 'n jong man, en hierdie jong man speel op sy harp, en as hy sing, dan verdryf sy sang al die bose geeste wat naby is. En van daardie tyd af het Dawid toe nou voor koning Saul gespeel en gesing, en as hy vir hom gespeel en gesing het, dan het koning Saul rustig geword, en hy het gekalmeer, en hy is vertroos. Maar weet jy, selfs jare later, toe Dawid nou koning geword het, en hy sy eie troon bestyg het hy altyd sy harp by hom gehou. En ons het maar net in die psalms rond te blaai, om al die liedere te sien wat hy gekomponeer het ter verheerliking van God. Hy het nie sy geloof verloor nie. Reg deur hierdie tyd het hy naby aan God gebly. Ten spyte van die kere wat hy dinge gedoen het wat hy nie moes doen nie, want hy was ook maar net 'n mens, het hy naby aan God gebly, het hy God gesmeek vir vergifnis, en dat God nie sy gees van hom af moet wegvat, want hy het geweet, God het sy gees van Saul af weggevat, en daarom kry ons dan in die psalms, dat Dawid sê, moet net nie die gees van my af weggevat nie. Nou weet julle, jare later, toe Dawid nou reeds koning was, het het hom eendag ontstel, toe hy so gekyk het oor sy paleis, en hy sien die pragtige paleis wat hulle vir hom gebou het.
En hy besef dat die heilige ark van God steeds nog net in 'n tent was en dat dit deur net gordyne beskerm is. En hy het besluit, ek gaan 'n tempel bou, ek gaan 'n huis vir die Here bou, waar hy kan bly. En hy het begin om goed bymekaar te maak, hy het voorraad begin koop, hy het hout bymekaar gemaak, hy het goud bymekaar gemaak. En toe kom die profeet Nathan na hom toe en hy sê vir hom, hy het 'n boodskap van God af. En as ons so rofweg vertaal, dan sê hy vir hom, God sê, ek sien die voorneme in jou hart en dit kom uit 'n suiwer hart uit. Maar die taak om my huis te bou, kom jou nie toe nie, Dawid. Hy sê, my huis moet 'n plek van vrede wees. Nathan sê vir Dawid, nee, my huis moet 'n plek van vrede wees. En jy, wat Dawid is, het baie gevegte gevoer. Jou hande moes bloed in hierdie oorlog vergiet, en die bloed van baie goddelose manne. Ja, dit is goddelose manne, maar dit was steeds menslike bloed. En daarom kon Dawid, omdat hy so baie bloed aan sy hande gehad het, nie vir God 'n huis van vrede bou nie. Dawid moes oorlog voer. Dawid was die warrior gewees, maar hy was naby aan God se hart. Maar God kon nie dat die hande wat soveel bloed aangehad het, vir hom 'n huis bou nie. En dan sê hy die wonderlikste ding vir hom. Hy sê vir hom, hierdie taak gaan ek vir jou seun Salomo gee. En sy heerskappy sal een van vrede wees. En dit is so interessant, as jy gaan kyk, die naam Salomo kom van die woord shlomo af, wat sy oorsprong het in die Hebreëse woord vir vrede, wat shalom is. So Salomo se naam kom van die woord shalom af. En God sê, my huis moet 'n huis van vrede wees. En daarom gaan jou seun, wat sy naam kom, wat ontstaan het uit die woord shalom uit, hy gaan die een wees wat my huis van vrede vir my gaan bou. Dit was so interessant toe ek dit raak gesien het. Nou ja, Dawid se heerskappy het vir 40 jaar lank geduur. Hy was 40 jaar lank koning. Die eerste 7 jaar het hy in Hebron net oor die stam Juda regeer. En die oorblywende 33 jaar het hy in Jerusalem die hele Israel regeer. En dit is baie interessant dat Moses ook vir 40 jaar oor Israel aangestel was as leier in die woestyn. En ons sien dat Jesus 33 jaar oud was toe sy bediening gestop het. Maar ons sien op die einde van die dag dat Dawid 33 jaar lang oor die hele Israel geregeer het in Jerusalem. So vir 40 jaar regeer hy dan, van 2884 tot 2924 voor Christus op die Joodse kalender. Maar ek wil afsluit met 2 gedagtes. Die een is dat as jy gaan kyk na die naam Dawid, dan word die woord Dawid geskryf presies soos wat jy die Hebreëse woord beloved skryf. So die woord Dawid beteken beloved. Dit is presies dieselfde. Dit word geskryf in Hebreëus presies soos wat jy beloved skryf. So Dawid se naam beteken beloved. En hy was die beloved van God gewees. Ek wil afsluit met die laaste gedagte. Dawid sterf in die jaar 2924 op die Joodse kalender. Op ons kalender 837 jaar voor Christus. Maar hy sterf op die dag van die Joodse fees, die Shavuot. En die Shavuot is die Feast of Weeks, of dan Pentecost. En dit is precies dieselfde dag, ons begin eers hier, dit is die Joodse vakantiedag, waar hulle dan nou die dag herdenk het, wat Moses die Torah of die wet, dan nou aan die Israeliete op die berg Sinaï gegee. Dit is waar hier die Feast of Weeks, of dan nou die Pentecost vandaan gekom het. Maar oorspronklik, hierdie Pascha, of hierdie Pentecost, vind plaas 7 weke na die Pascha. En dit is dan op die dag wat die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge plaasgevind het. Tradisioneel was dit nou maar 'n landboufees wat die koring oes gevier het, maar vandag herdenk die Jode hoofsaaklik die ontvangs van die Torah. En ons herdenk dan nou die uitstorting van die Heilige Gees op daardie